Jodiumgas reageer met kloorgas in 'n verseelde houer by temperatuur T. Ewewig word volgens die gebalanseerde vergelyking hieronder bereik. Die grafiek toon die massas van jodiumgas, kloorgas en jodiumtrikloriedgas teenoor tyd in die verloop van die reaksie. Stel Le Chatelier se beginsel. Wanneer die ewewig in 'n geslote sisteem versteur word, sal die sisteem 'n nuwe ewewig instel deur die reaksie te bevoordeel wat die versteuring teenwerk. Vir 1 punt. Waarom is die massas na T2 konstant? Wel, as ons kyk na T2 na T2, sien jy dat hierdie lyne is almal reguit, hulle is parallel aan mekaar. En dit beteken dat 'n nuwe ewewig bereik is, en dit beteken vanaf punt T2 is die voorwaartse en terugwaartse reaksietempos gelyk aan mekaar. As jy kyk voor T1, sien jy dat hierdie lyne is ook ewewydig aan mekaar, met ander woorde, tot en met tyd T1 was die sisteem ook in ewewig. By T1 word die druk aangepas deur die volume van die houer te verander by konstante temperatuur. Vir 3 punte. Is die volume van die houer verhoog of verlaag? Verduidelik die antwoord. Nou by T1 sien ons baie duidelik, daar is 'n afname in die massa van die jodiumgas en daar is 'n afname in die massa van die kloorgas. Met ander woorde, 'n afname in die massas van die reaktanse. En terselfdertyd is daar 'n toename in die massa van die jodiumtrikloriedgas. Met ander woorde, 'n toename in die produkte. So, hierdie verandering het gelei tot die bevoordeling van die voorwaartse reaksie. En nou sien ons ook, dis jodiumgas, dis kloorgas en dit is jodiumtrikloriedgas, en wat ons dan doen is, ons tel die aantal mol. Aan die linkerkant 1 mol jodiumgas plus 3 mol kloorgas, en dit gee vir jou 4 mol gas aan die linkerkant. Aan die regterkant het ons 2 mol gas. So, watter verandering het gelei tot die bevoordeling van die voorwaartse reaksie? Wel, 'n drukverhoging. Want omdat daar 'n verhoging is in die druk, skuif die ewewig na die kant van die vergelyking waar daar minder mol gas is, en dit is aan die regterkant. So, 'n toename in druk beteken daar was 'n afname in die volume van die houer, so die korrekte antwoord is verlaag. Vir 2 punte. Watter ander verandering aan die ewewigsisteem sal 'n soortgelyke verandering in die massas by T1 veroorsaak? So, waarna ons op soek is 'n verandering wat ook die ewewig na regs sal skuif. Nou kom ons kyk na 'n paar opsies. Ons kan die hoeveelheid jodiumgas laat toeneem deur jodiumgas by te voeg. Maar wat jy dan sou sien op jou grafiek is 'n skielike toename in die massa van jodium, en ons sien dit nie. Dieselfde kan ons sê van die toevoeging van kloorgas, en ook in hierdie geval sal ons eers 'n skielike toename sien in die kloorgas, waarna daar 'n afname sal wees. So dit kan nie dit wees nie. 'n derde opsie is om die jodiumtrikloried hoeveelheid te verminder. Met ander woorde, ons verwyder jodiumtrikloriedgas. Weereens, op die grafiek sou dit eerstens gelei het tot 'n afname in die massa van die jodiumtrikloried, waarna daar dan 'n toename sal wees. So ons weet, dit kan nie een van hierdie 3 opsies wees nie. So kom ons skuif ons fokus na die temperatuur. Dit is 'n eksotermiese reaksie, delta H is negatief. So ons hanteer die hitte as 'n produk. So ons kan sê plus hitte. So, om die reaksie te bevoordeel in die voorwaartse rigting, moet ons hitte verwyder. So, as ons in hierdie geval waar ons 'n eksotermiese reaksie het,
die temperatuur verlaag, met ander woorde die hitte verwyder, dan sal die voorwaartse reaksie bevoordeel word en die ewewig sal skuif na regs. Die volume van die houer is 2 kubieke desimeter. By tyd T2 is die konsentrasies van die gasse soos hieronder gelys. Meer jodium word nou by die houer gevoeg. Wanneer 'n nuwe ewewig bereik word, is die konsentrasie van die jodium trikloried 0,09 mol per kubieke desimeter. Indien die ewewigskonstante Kc 0,357 is, bereken die hoeveelheid mol jodium wat bygevoeg is. Hierdie vraag het 8 punte getel. Ten einde hierdie vraag te kan beantwoord, gaan ons gebruik maak van ons tabel. Nou, die volume, sien ons hierso, is 2 kubieke desimeter en hier is ons onderskeie konsentrasies. So, kom ons skryf die beginhoeveelheid van elkeen neer. So, ons weet konsentrasie is aantal mol gedeel deur die volume en aantal mol is met ander woorde konsentrasie maal met die volume. So ons begin met die jodium 0,15 maal met 2, dit is 0,3, maar ons gaan 'n sekere hoeveelheid jodiumgas byvoeg. So kom ons sê plus X. Dan die kloor 0,36 maal met 2, dis 0,72 en dan die jodium trikloried 0,05 maal met 2, dit is 0,1. Verder sien ons dat die ewewigskonsentrasie van die jodium trikloried is 0,09 mol per kubieke desimeter. Nou, ons kan met ander woorde die ewigheidshoeveelheid in mol bereken. Onthou, aantal mol is konsentrasie maal met die volume, so dis 0,09 maal met die volume, wat 2 kubieke desimeter is, dit is 0,18 mol. So wat was die verandering in die jodium trikloried? Ons het begin met 0,1, ons eindig met 0,18, ons kan die eindhoeveelheid vat en die beginhoeveelheid daarvan aftrek, so dit is 0,08 mol jodium trikloried wat gevorm het. En nou kan ons verhouding gebruik om te bepaal hoeveel jodiumgas en hoeveel kloorgas gereageer het. Kom ons begin met die kloor. So ons gaan die jodium trikloried se verandering vat, 0,08. Ons deel dit deur die koëffisiënt van die jodium trikloried, dis 2, en ons menigvuldig dit met die getal waarheen ons op pad is, en dit is 3. So dit gee vir ons 0,12. So die verandering in die geval van die kloorgas is minus 0,12. Nou ons kan presies dieselfde doen vir die jodiumgas. Ons vat die 0,08, ons deel dit deur 2, maar nou maal ons dit nie met 3 nie, ons maal dit met 1. En dit gee vir ons 'n verandering van 0,04, met ander woorde minus 0,04. En nou kan ons die aantal mol by ewewig bepaal. So ons gaan hierdie aftrek, 0,3 minus 0,04, dit is 0,26 plus X, en 0,72 minus 0,12 is 0,6. En al wat ons nou bereken is die ewewigskonsentrasies. Ons gaan bloot die aantal mol vat en dit deel deur die volume van 2 kubieke desimeter. So daardie gee dan vir ons 0,13 plus 'n half X en hierdie is 0,3. En nou kan ons bloot ons waardes invervang. Ons begin met die ewewigskonstante Kc,
Die uitdrukking vir Kc gaan uit die aard van die saak wees, die konsentrasie van die jodium trikloried, maar daar's 'n 2 vooraan, met ander woorde, ons gaan dit kwadreer, en dan onder die lyn is dit die konsentrasie van die jodiumgas maal met die konsentrasie van die kloorgas, en dit is tot die mag 3. Ons kan daai lyntjie bietjie langer maak, en nou vervang ons bloot ons waardes in. Wat is die Kc-waarde? Die Kc-waarde is 0,357. So 0,357 is gelyk aan, wat is die konsentrasie van die jodium trikloried by ewewig? Dis daai 0,09, so 0,09, en ons gaan dit kwadreer. Ons hou ons jodium konsentrasie in daardie vorm, en ons menigvuldig dit met die kloor se konsentrasie, dis 0,3, en dit is tot die mag 3. So nou gaan herskryf ons dit in terme van die jodiumkonsentrasie. 0,09 gekwadreer gee vir ons 0,081, en dan onder die lyn 0,3 tot die mag 3 is 0,027, en ons deel met 'n 0,357 beide kante, so 0,357. En dit gee vir ons dan 'n konsentrasie van 0,84034. En vanuit ons tabel weet ons dat die konsentrasie van die jodium is 0,13 plus 'n half x. So ons gaan die 0,13 oorbring, so dit word dan 'n half x is gelyk aan 0,710336. Ons maal met 'n 2 beide kante, so x is gelyk aan 1,42 mol. So daar is 1,42 mol jodiumgas bygevoeg ten einde die ewewigsposisie te skuif en dan hierdie nuwe Kc-waarde te verkry.